Hallo en welkom by vandag se podcast en soos julle kan sien gesels ons weer vandag met Leni. Leni, dis altyd lekker om met jou te gesels. Bloot omdat ons geselskappe of dit waar ons gesels kom uit ervaring uit. Nie net teorie uit nie. So dis altyd iets prakties wat uit dit uitkom. Maar waaroor gesels ons vandag? Dis die vraag. Ons gesels oor die belangrike kwessie vir my oor hoe jou lewe kwaliteit lyk. Lewe jy voluit of bestaan jy net? Ja, is jy net besig om te probeer cope met die wêreld en met die lewe en dit is nie regtig vir die moeite werd nie. Just one of the numbers. Voel vir jou of jy nie kom waar jy moet wees nie. Ja, so ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Ek onthou, ek was in die hoërskool, maar dis nie my storie nie. Toe ek in die hoërskool was ek het nie veel beteken vir enigiets of enige iemand nie. Ek het altyd gedink, ek my altyd gefascineerd vir die mense wat se name op die borde was. Ek was nie stout genoeg om attention te kry nie. Ek was nie slim genoeg om daar te wees nie. Ek was nie sportief genoeg. Ek was net heeltyd in die middel. En dit het dalk daarna toe gelei, maar ek onthou in die hoërskool was my, kom ons sê my motto in die lewe was go with the flow and see where the river takes you. Wat vir my gevoel het nou baie slim gevoel, want ja, as jy 'n tiener is dit slim. Want jy wil nie nou hard probeer nie en goed doen nie, dit was net just go with the flow. Let things, you can't change anything really. Ja. Maar toe ek uit die skool uitkom en ek besef ek het my hele hoërskoolloopbaan was ek eintlik dit gaan slegte klink as wat ek dit bedoel, maar ek was eintlik 'n niemand gewees nie. Ek het niks beteken of bedoel vir enige iemand rondom my in my eie lewe. Dit was net ek was net daar en toe besef ek ongelukkig na die tyd dit was deel daarvan. Die uitkyk van my lewe was net just go with the flow and see where the river takes you. Dis te veel moeite om so dit was jou gesindheid. Dit was my gesindheid. Wat dit bepaal het, laat dit so, dat jy so gevoel het en dat jou lewe so gelyk het. En dit laat my wonder hoeveel mense is eintlik doelbewus of nie doelbewus, is dit ondoelbewus in daai selfe mode van ek het probeer, dinge het nie uitgewerk nie, now I'm just gonna go with the flow. Kei sê ra tipe ding, whatever will be. En dis hoekom ek dink is so 'n belangrike topic, want ek dink in die kerk is daar ook hierdie idee van Christene wat die idee het van dit sal so wees. Ek weet nie wat is die gesegde in Afrikaans. Dit kom neer op dit wat al moet gebeur sal gebeur. Presies, ja. Wat moet gebeur, moet gebeur. En dit is ook op 'n manier dat just go with the flow. As dit moet gebeur, sal dit gebeur. Dink jy dis teenstrydig en dit is deel van hoekom ons vandag die vraag vra, lewe jy? Omdat daar mense is wat actually nie lewe nie. Dit is 'n moeilike vraag. Ja, nee, ek hoor presies wat jy sê. Weet jy, vir my is dit net ek wil graag aan die einde van my lewe weet my lewe het vir iemand iets beteken. Want ek dink net mens streef na daai satisfaksie, om lewenskwaliteit te hê, om satisfaksie te hê, dat jy weet maar hierdie lewe, ons het net een van hom hier nou, so laat hy tel, laat hy ten minste wees. Kom ek sê so, jy het nou iets uit jou verlede uitgesê, kom ek sê ook, een keer het my dogter gesê, sy was nog klein, toe het sy gesê, mama wat, ek dink ek is die beste Bernice wat ek kan wees. En dit was vir my so mooi, want dis presies wat ons moet doen. Ek hoef nie beter te wees as iemand anders te nie, maar dit wat God my geskep het, dit wat hy in my belê het, my gawes, my talente, my emosies, my totaliteit, my karakter wat my Leni maak, moet ek ten volle ontgin en benut, sodat ek kan uitkom by daai lewenssatisfaksie. En ja, ek glo ook dat die Here beplan en hy weet waarna toe my lewe gaan, en ek weet dit met my hele hart, maar ek dink hy weet ook wat gaan my bydra wees.
En ek beter dit doen. Ja. Anders Dis 'n samewerking. dis 'n samewerking. Anders te gaan dit nie daarby uitkom Ja. om te wees wat die Here bedoel het dat ek moet wees nie. En dit wil ek nie Ja, in my verseker. lewe hê nie. En ek wil dit ook nie vir my kinders en my kleinkinders hê nie. Ja, so ek wil hê daar moet daai lewenskwaliteit en daai satisfaksie wees van hierdie lewe het ek ten minste gestrewe om te wees wat God bepaal het. Ja. En dan sal daai lewe nie net 'n bestaансlewe wees nie, nê. Dan sal jy uitkom by daai volheid van 'n lewe wat tel. Wat iets ja, en dit sou nou my volgende vraag gewees het, maar ek dink jy het nou eintlik bietjie klaar geantwoord is wat is 'n lewe wat voluit lewe? Of hoe lyk so 'n lewe? En jy het nou gesê dis om iets te beteken vir iemand. Ja. En ek dink dalk baie van ons mis dit. Ons kry nooit daai lewenssatisfaksie nie. Is dit reg gesê? Ja, dis mooi gesê. Want ons is konstant besig om dit te vind binne in myself. Ek weet nie of dit sin maak wat ek sê nie, in plaas van om in dit te vind in wat ek vir ander mense beteken. Solank as wat ek net myself heeltyd probeer tevrede stel of gelukkig maak en Ja, baie kan mense. ek eintlik nie voluit lewe nie. Is dit, dink jy? Ja, dis eintlik ek kan nie glo jy kom so mooi by die punt uit nie, want dis presies dis presies wat ek ook sê en wat ek in my boekie sê, dat hierdie lewe wat God vir my gegee het, gaan eintlik daaroor dat ek myself ten volle sal ontdek, sodat ek my vir die mense kan gee, vir die ander mense om my kan gee. En om dit te kan doen, moet ek my emosies verstaan, ek moet my emosies ken, ek moet in beheer wees van my emosies. My emosies kan my nie beheer nie, né? So amper wat ons laas ook oor gepraat het oor die oor daai impulsiwiteit, dat jy nader nie in beheer is van wat jy sê of wat jy doen nie. So, maar as ek my emosies kan beheer, dan kan ek my lewe rig en dan kan ek my lewe stuur. En dit moet juis in die rigting wees van rarige empatie. Ek praat nie van humanistiese empatie nie, maar daai empatie wat God ons eintlik gegee het. Wat sal jy sê is die verskil tussen die humanistiese empatie en die goddelike? Ek dink die humanistiese empatie het nog steeds 'n groot egosentriese eie ek value, waarde. Jy weet, jy gee om vir mense of diere om jou, omdat dit jou goed laat voel, of omdat dit jou belangrik laat voel, of omdat dit jou boost op 'n manier. Terwyl as ek 'n goddelike empatie het, dan gaan dit nie oor my nie, dit gaan oor die koms van die koninkryk van die Here. Dit gaan oor rarig belê in die Here se koninkryk. So dit gaan oor sy waardes, sy rigting, dit wat hy bepaal het. En dan is dit eintlik baie meer doelgerig as 'n gewone humaniste sê alles is eintlik alright. Jy weet, solank jy net happy is, glo in enige iets, wees jy net asseblief vir my happy. En dit maak nie dat jy uitkom by wat God jou regtig bedoel het om te wees nie. Dit sugarcoated so bietjie, jy weet. Dis oppervlakkig en dit lyk goed vir baie mense, maar dit is nie waar God wil hê jy moet wees. So sal jy sê dan die goddelike empatie, want jy het gesê dit begin by jou emosie en jouself te verstaan en en ek dink ons het al daaroor gesels ook, empatie is een van die tekens van emotional volwassenheid. So op 'n manier begin dit nog steeds by myself, want ek moet my emosies verstaan. Maar sal jy dan sê, lewe in volheid, soms, en dit gaan nou baie verkeerd klink, dit gaan actually teenoorgesteld klink van wat ons probeer sê, maar ons sal daar uitkom, maar sal jy dan sê, op 'n manier, lewe voluit, gaan jou soms nie beter laat voel nie? Ek weet dit is 'n moeilike konsep. Ek hoor wat jy sê, dit gaan 'n sacrifice Dit gaan 'n sacrifice moet wees, Dit is so, Jade, want
eintlik as jy dan voluit lewe soos wat God bepaal het dat jy moet lewe, gaan jy by 'n plek kom waar jy weet laat jy offers moet bring. Ja. Laat jy jouself moet kruisig, laat jy die tweede myl moet stap, of wat ook al die situasie is. Maar in dit is wat vir my ook so amazing is, dat in dit is daai motivering wat buite jouself kom, want dit kom van God af. Wat jy besef, maar hierdie ding doen ek nie vir myself nie vir my eie waarde nie, maar ek bou aan die koninkryk. Daar's 'n motivering wat groter en sterker is as net jy en jou leefwêreld. En op 'n manier sal dit dan satisfaction. Dit bring vir jou daai satisfaksie, want jy op 'n manier beleef jy dat jy binne in die wil van die Here is. Al offer moet jy, al moet jy iets offer, moet jy tyd opoffer of finansies of wat ook al dit is wat jy moet opoffer, maar jy weet dat hierdie ding wat ek vandag gedoen het, al het dit my kom ons sê nou maar tyd gekos, het 'n hoër doel en 'n hoër purpose as wat dit net was. En jy sal nooit daai satisfaction kry as jy nie verstaan dat dit gaan oor die groter. Jy gaan nie. So die sacrifice gaan soms beteken jy voel nie satisfaction persoonlik nie, maar dit sal nooit so voel tot jy verstaan jy's deel van iets groter. Van iets groter nie. So ek nou net weer terugkom na die emosie. So hoe pas die emosie daarin? Is dit 'n emosionele besluit? Is dit 'n emosionele groei? Hoe pas die emosie in die voluit lewe? Hoe kom dit in? Okay, kom ek sê eers vir jou so. Ons moet eers gaan kyk wat is emosie wat God vir ons gegee het. Want onthou, God het vir ons emosie gegee. En ons het nou nog gesê ons moet verstaan dit is 'n goddelike prinsipie. Dis 'n goddelike ding, want ons emosie maak ons anders as diere. Nee, want diere het nie emosie. Dit lyk baie keer of my hond lag of hartseer is. Moenie vir my vrou dit sê nie, want sy gaan hy gaan met my verskil. Ja, ek dink tog hulle het 'n mate van dit, hulle het gevoel maar nie emosie. Ja, daar's nie daai diepte nie, wat ons as mens ervaar nie. So die punt is, God het vir ons emosie gegee. En ek dink, ons moet ook weet, hoekom het hy vir ons emosie gegee? Ek dink in die eerste plek, omdat dit deel is van daai beeld na na hoe God is. Ek dink dit is deel daarvan. En ek dink die ander deel daarvan is, die woord emosie of emotion kom van die Latynse woord movere af, wat ook die woord is vir beweging. So God gee vir ons emosie om ons in beweging te sit. Verstaan jy? So dis waarvoor ons emosie het. Nie om ons lam te lê, wat ek dink baie keer in ons kultuur besig is om te gebeur. Nie om ons so te ontstel dat ons nie in beweging kom nie. Nie om ons oor te reageer dat ons iemand anders seer maak nie, of die omgewing skade maak, of 'n fanatiese ding aanvang nie. Maar daai beheer te hê, sodat ek 'n goddelike besluit kan neem, en die regte ding kan doen vir die omstandighede, vir die beste uitkoms van die omstandighede. So dit is waaroor dit vir my gaan. So, en dit is wat as ons dit vir ons kinders van jongs af kan leer. Maar ek dink net wat ons ook moet weet, emosie bou op mekaar. So, hoe jonger ek is en ek klaar begin om my emosie te verstaan en te weet, wat moet ek doen om op 'n beter plek te wees, as ek hartseer voel, of oorweldig voel, of moeg voel, of wat ook al die gevoel is. As ek kan weet, in die eerste plek wat ek voel, en in die tweede plek wat kan ek maak om hierdie beter te maak. Ek moet 'n resep hê. Ek moet iets weet van wat doen ek om myself op 'n beter plek te kry, sodat ek nie oorweldig word deur my emosie. En ek dink jy sê nou om ons kinders te leer, en ek dink ook
baie adults ook. Ja, Want soos jy dit nou sê, dink ek baie van ons het hierdie idee van emosie is bloot net hoe ek voel. Dit het niks te doen met wat ek doen nie. In die sin van, ja, my emosie is ek in my kamer. So die doel van ek weet nie of ek myself reg uitdruk nie, maar want ek het self so gedink, dat die doel van emosie is te kan voel. ja, Nie noodwendig om te kan doen nie. om in beweging te kom nie, ja. So emosie is nie die gevoel wat ek het, punt nie. Ja. Emosie is die gevoel wat ek het om my na iets toe te vat. Om my te kry by daai empathiese gedrag, om daar iets te gaan doen wat goeie gevolge so dit lê die groundworks vir ja, en dan kan jy verstaan dat as my emosie die heeltyd donker is, hoe gaan ek ooit by daai uitkom, waar ek regtig iets bydra, nie? Ek wil gou nog 'n ding oor emosies sê, wat ek dink min mense besef. Elke emosie wat ons ervaar, het 'n goeie pool en 'n slegte pool. Soos, kom ons vat byvoorbeeld kwaad word. Ja. Nee, ons dink baie keer om kwaad te word is net sleg. Maar wanneer ons kwaad is, gee dit ons baie woema. Dit gee ons baie motivering. Ja. Dit gee ons baie dryf om iets te doen. Jesus het kwaad geword. Jesus het ook kwaad geword. So as ek daai dryf kan vat, daai dryfkrag om iets te gaan doen, om hierdie ding wat my kwaad gemaak het uit te sorteer, want dis hoe ons voel, nee. Ons moet nou iets gaan doen om dit uit te sorteer. As ek daai dryfkrag kan vat en ek kan dit positief aanvat, dan was my kwaad word positief so en nie negatief nie. Byvoorbeeld as injustice my kwaad maak. Ja. En dan so dis die positiewe kant. Ja. As dit lei na aksie, na gedrag. Ja, na die regte gedrag. Ja. Maar dan as injustice, maak saak wat dit kan wees, want daar's soveel in die wêreld, maar as dit my kwaad maak, en dis wat ons nou gesê dan, full stop. Ja. Dan kan dit nooit iets goed. Dan kan dit nie na sy goeie kant uitoefen nie, of uitkom nie. Ja, dit tot gevolge het nie. Ja, ja, so dis hoekom dit so belangrik is, dat ons emosie verstaan, dit kan beheer, en dan die regte uitvloei kan hê daarvoor. En kan weet, dit is ook wat ek dink, wat pastoor se punt is in sy preke in die laaste tyd, laat ons, as ons weet wat die woord sê, dan kan ons emosie daai rigting stuur. Van wat sê die woord moet ons doen, teenoor wat ook al die situasie is, nee. So, dit kom eintlik baie mooi by mekaar uit op die ou. So hoe kry ek dan die motivation, of die motivering om, wat is die motivering agter dit? Want as dit nou is om my emosies te regulate, of in beheer te wees van my emosies, wat is die motivering agter dit dan? Ek weet nie of die vraag sin maak nie. Wat gaan my dryf om dit te wil doen, as ek dit so kan sê? Of dan hoe lyk die teenoorgestel? Okay. Kom ek sê vir jou eers so, dis juist die probleem, Jade, dat wanneer 'n kind emosie ervaar, en sy emosie word nie reg opgelos nie, dan bring dit 'n negatiewe vloei van dryfkrag. So dit demp sy dryfkrag. So sê nou maar byvoorbeeld, hy voel magteloos in 'n situasie by die skool. Hy weet nie wat om te doen nie. Dis 'n boelie wat hom pla. Nou kom hy, sê vir die juffrou doen jy eintlik iets daar nie. Nou kom hy by die huis, hy sê vir mamma weet ook nie wat om daaroor te doen nie. Môre pla die boelie hom net weer. So nou raak hy al hoe minder dryfkrag om iets daaraan te doen. En hy trek self terug, en hy kom nie by dit uit om sy emosie te beheer, of naby om te wees wat hy moet wees nie. Want hy is dalk 'n liefdevolle, borrelende kind, maar hierdie ding is besig om sy dryf te steel. En dis so hartseer. En dis die probleem. So as ek my emosie reg kan oplos, elke keer wanneer ek emosie reg kan oplos,
dan bou dit my. Ja. Dan bou my selfbeeld, dit bou my dryfkrag, dit bou my om in die regte rigting hierdie ding te stuur, dit maak my meer menswaardig, dit maak my voel ek is in beheer van my lewe. Verstaan jy? So dis die probleem. En dan, dat daai ding begin negatief gaan. Ja. En dis wat ons nie wil hê nie. Ons wil hê dit moet positief gaan, daai dryfkrag. En dan laat dit my spiral. voel dat ek nie net bestaan nie. Dis die Want ding. as die boelie dan net aanhou en niks gebeur nie, dan gee dit my die idee, wel ek is maar net Ek sê 'n pion wat rondgeskuif Ja, ek is net en hier. ek moet maar net die boelie gelukkig en tevrede hou. So ek bly liewers uit sy pad uit. Ja. En dit bou nooit aan daai vermoë om die probleem reg op te So die los vraag, nie. lewe jy of bestaan jy net, is nie en ek is jammer nou as die mense wat kyk, gedink het daar gaan hierdie doen XYZ en dan gaan jy voel, want soos ons nou praat, is dit nie noodwendig 'n ding wat jy doen nie. Dit kom daar later uit, maar dit begin by om beheer te hê van jou emosies en nie laat jou emosies Ja, om geleidelik hierdie ding bou op mekaar. Ja, So dis geleidelik aan mekaar die regte ding doen en ook woord in jou lewe te belê, want jy moet dit in die regte rigting stuur. Nee, so as jy dit in die regte rigting kan stuur, dan bou dit. Hoe doen ek dit? Want so daar's nou mense wat kyk en hulle voel dalk nie in beheer van hulle lewe nie. Hulle voel dalk net soos 'n wat is die woord, pion. En die lewe gebeur net en hulle is maar net deel daarvan. En hulle hoor nou, okay, hulle moet dalk is dit omdat emosies hulle regulate in plaas van of die emosie beheer hulle in plaas van vice versa. Ja. Wat doen ek? Wat doen ek om my emosie te, want ons praat van kinders om die kinders te leer. Ja. So dis nou as 'n adult en dis die ideal. Ja. Want sodat die kind kan groot word in hierdie ding van, dan is dit makliker, maar nou is ek 'n adult en my ouers het dit nie gedoen nie. Ja. Wat doen ek om beheer te neem van my emosies? Of wat doen ek om my shift te maak dat my emosie nie my beheer nie? Ja, ek dink die heel belangrikste is om te verstaan waarom is daai emosie daar? Ja, wat gebeur? En dan hierdie pool wat ons nou oor gepraat uit te sorteer. Ja, so jy voel nou baie negatief oor hierdie situasie omdat dit in jou verlede iets bring wat jou daai negativiteit vererger. Nee? So nou ek moet dit eers verstaan, dit ontrafel sodat ek weet en dan moet ek kyk maar wat is die rigting waarin ek moet gaan met dit. So ek moet en die rigting gaan wees as hoe beter ek die woord ken, hoe beter ek verstaan wat in die woord staan, hoe makliker gaan ek sien maar wat moet ek doen? Goed soos vergewe, goed soos probleme uitsorteer, wat in verhoudings bestaan, is absoluut deel daarvan, nee. Want dit lê ons lam, as ons nog steeds onvergewensgesind is, of steeds bitterheid het in my hart, teenoor iets wat gebeur het, nee. So as ek dit weet, en dan kan dit uitsorteer, en ek kan dan die rigting bepaal, dan gaan dit weer, mens kan baba stappies in die begin, maar dit is wat moet gebeur, om dit beter te maak. Ek moet op 'n manier my emosie kan, ek wil nie sê uitredeneer nie, maar ek moet met myself dan eers redeneer, rondom hoe ek dink dit is deel van daai tyd met die Here ook spandeer. Want so jy het nou gesê, jy het gedink emosies vir jou in jou binnekamer. Ja. En dit is in 'n mate, daai erge emosie wat jy nie vir die wêreld daar buite wil wys nie, maar jy kan dit vir die Here wys. En jy kan dit saam met die Here uitsorteer. Jy kan daar regtig hartseer wees of kwaad wees of moedeloos wees en in dit kan hy vir jou weer rigting gee. So ek dink daar's ook daai deel vir my om regtig na die Here toe te kan gaan met my emosie. En dan kan hy jou help om dit uit te sorteer. Of anders te iemand wat jy kan vertrou met jou emosie. Jou man of jou vrou of 'n kind of 'n beraader of wie ook al, nee, laat jy, want dit is die ander ding wat ons nou ook al weet van emosie.
as ek dit nie uitredeneer nie, as ek dit nie met God klaar uitpraat nie, as ek dit net hier in my hart toemaak, want ek kan dit nie vir die wêreld wys nie, dan word my hart vrot. En dan bou dit net op en op en op. So nou gebeur daar 'n klein dingetjie, maar omdat my hart vrot is daar 'n ontploffing. Nee, soos my man kyk net skeef na my, maar omdat ek hier goed gebeer het van hoe seer ek gekry het met dit en dit en dit en dit. Ja, en dit nooit en dit nie hanteer het nie. Ja, is daar nou 'n ontploffing wat dit 10 keer erger maak in plaas daarvan. En dan maak dit dat niemand jou verstaan nie, want dit maak nie sin dat dit maak nie sin nie, Leni, jy het al 'n paar keer verwys na die boek en gesê, jy sê dit in die boek. Wil jy nie vir ons 'n bietjie meer vertel dan van die Ja, ek het al eintlik in COVID begin om die boekie te skryf. So hy het nou so rukkie terug uitgekom. Die boek se naam is Lewe jy? En dit gaan oor emosies en die ontwikkeling van emosie by kinders. So dit het stories in, wat in die karakters in die storie, praat eintlik hierdie ding deur van wat moet hulle doen om daai oplossing by uit te kom van hartseer of kwaad of bang of wat ook al. Ja, weer praktiese. Baie prakties. Dit het ook 'n ouerleiding in met aktiwiteite en so dit is nie net 'n storieboek nie, alhoewel daar baie oulike storieetjies in is, maar dit het ook oulike aktiwiteite vir ouers om, as byvoorbeeld ook 'n bang prentjie van een van die bang stories. Ek dink ook wat vir my lekker is van die boekie, is wanneer jy dit lees vir 'n kind, dan maak dit sy hart oop om vrae te kan vra. Van, okay, maar hierdie dier was nou kwaad gewees, nou die toneel speel nou af, maar nou kan jy maklik vir hom vra, wat maak jou kwaad? En dan kan die gesprek maklik daar uit. Van watse ouderdom sal jy sê kan die boek 5-6 jaar, en dan sal ek sê tot so 10 jaar sal die boekie se stories geniet. Maar die handleiding, die ouerleiding, dink ek kan enigiemand lees. Dit ook, Baie dankie Leni. Ek dink is 'n belangrike topic omdat soveel van ons vandag voel net die lewe gebeur net. En dis nou volwasse mense wat dit kyk, maar baie volwasse mense het kinders. En wil nie hulle kinders moet op die plek kom waar hulle in hulle 30s, 40s is en dieselfde voel nie. So ek dink is baie prakties en dankie Leni dat jy die moeite doen om na ander mense se kinders te kyk in daai sin. As mense belangstel in die boek, waar kan hulle kan hom by myself. By jouself. Great, alright. So as jy belangstel in die boek, ek dink is baie prakties. Dit klink vir my iets wat ek sal ook wil doen. My kleintjies net nog klein bietjie jong, dis om ek gevra het hoe oud kan hulle wees, Maar so, as jy voluit wil lewe, dit begin by jou emosies. Om beheer te neem van jou emosies en nie toe te laat dat jou emosies jou toemaak of na 'n plek toe vat waar jy nie in beheer voel nie. Is daar enigiets anders wat hoe jy dit sou opsom wat ons Nee, ek dink ons het dit goed bewoord. As hulle meer wil weet, moet hulle die boekie lees. Baie dankie Leni, waardeer dit. En soos altyd, as jy ons video's wil sien, subscribe na ons YouTube kanaal en as jy genotify wil word van ons volgende video, klik die notification bell. Sien julle volgende keer.